Voorsitter, terwyl van julle dalk so 6-7 voel oor redenaars, dink ek dis vollige rus om taal te kan gebruik en gedagtes te formuleer en mense te kan oortuig is glad nie skibidi nie. En as jy anders dink, is jy 100% delulu. Dames en here, ek sal julle verskoon as julle voel asof ek nou 'n vreemde dialek praat. Moontlik dink die purist onder ons dat ek ons geliefde Afrikaanse taal erg verinneweer. Maar glo my vry, hierdie is beslis nie die geval nie. Trouwens, ek wil my verstout om te sê, my tienertaal maak van my 'n taaltowenaar. Tienertaal mag nooit net 'n linguistiese naskrif wees nie, want tienertaal is innovasie en nie korrupsie nie. Dis nie rebellie nie, dis inisiasie. En tienertaal is die goeie grond waarin emosionele intelligensie groei. Daar is orapunte om tienertaal. En nou bedoel ek glad nie die noorderligte, of selfs tannie Tini wat met die helm gebore is nie. Ek bedoel, soos ek en my vriende dit gebruik, sosiale energie. Toegegee, A.G. Visser maak sekerlik 'n dubbel agteroor salto in sy graf, wanneer hy hoor hoe tieners kommunikeer. Maar feite bly feite. Tienertaal is nodig vir die voortbestaan van 'n taal. Op weareluna.app.parents het die span boffins van die mediese geverifieerde webwerf op 23 Januarie 2026 die plasing gemaak. Gids vir tienerkletswoorde. Wat sê hulle? Hier skryf hulle dat tienermeisies die uber-univeerders is van taal. Hulle beweer selfs dat Shakespeare maar kan kotteljons soos hy wil. Tieners is om een voor, wanneer dit by taalinnovasie kom. Taalprofessors Adrie Breed en Elvis Saal, verbonde aan UNISA, het op 22 Junie 2021 hulle proefstuk gepubliseer getiteld Afrikaanse tieners as agente vir Afrikaanse taalverandering. Hier breek hulle 'n lansie vir tienertaal in Afrikaans. Hulle navorsing het bewys dat ons nuutskeppinge die taal lewendig hou, al dink ons ouers dis slordige onbeskoftheid. Dis hoe ag shame deel van die spreektaal geword het. Ons ouers het dit gesê, en toe bly dit. Dis nie taalkorrupsie nie, dis taalinnovasie. Nooit mag tienertaal tot 'n voetnota of 'n naskrif in die taalhandboek verlaag word nie. Sonder ons sou jou woordeskat so droog soos geroosterde brood gewees het. Ons is die opkikker wat jou woordeboek nodig het, wat ou reëls opknap en vuur spoeg. Tweedens, as daar nou een groep mense is wat werklik kan sê, hulle weet nie wat ons weet nie, dan is dit tieners. Ons het 'n eie identiteit, onderskeibaar van elke ander vlak van die samelewing. En ons taal is nie net mid nie, dis die manier waarop ons terrein merk. Neem nou maar julle 6-7 ding. Waar dit vandaan kom en wie dit eers begin het, is oop vir interpretasie. Maar elke tiener wat sy sout werd is, weet wat dit beteken. Gaan lees gerus 13 Oktober 2025 se Washington Post meningsstuk, geskryf deur die grafiese ontwerper Jan Wu, oor Gen Z slang wat oral is. Sy skryf dat taal nog altyd mense saamgebind het, en tieners het dit nou net een stapie verder gevat. Die een dag is skibidi riz, die volgende dag is sas, en 'n 16-jarige in die VSA en 'n tiener in Indonesië of Groenland weet almal waarvan daar gepraat word. Afrikaanse tieners het ook hulle eie woorde wat hulle saambind, en dis alweer. Sien julle wat ek gedoen het? Hierdie uitdrukking is die manier waarop ons groet. Sê iets is fantasties, of sommer net saamstem. Op die webwerf wat.o.za 23 Maart 2023 het Marina Asheid in die Bureau van die Woordeboek van die Afrikaanse taal in WAT sê alweer aan nuwe woorde geskryf, dat as dit geselstaal is die Kaap Hollands, of enigiets anders wat jy dit wil noem.
Want daar is plek vir elke groep onder die Afrikaanse sambreel. En dis verseker alweer. Vir my wys dit Afrikaanse slang is nie net jeuglieds nie. Dis 'n taalkundige werklikheid. Ons praat so, omdat dit deel is van ons leefstyl en identiteit. Dis net hoe ons kliek werk. Ek vra verskoning as al die ouer persone nou aan FOMO ly. Tienertaal is nie rebellie nie, dis inisiasie. Laastens, is die gebruik van tienertaal nie 'n lighartige saak wat jy kan beskryf met die woord flex nie. Dis nodig vir die gesonde ontwikkeling van emosionele intelligensie. Ek hoop jy het genoeg EK of emosionele intelligensie om te weet dat jy nie LOL onderaan die boodskap vir jou ouma moet tik nie. Maar dit gaan verder as dit. Die gebruik van tienertaal is 'n manier waarop hulle sin maak van die wêreld waarin hulle leef. In die stuk Emosionele intelligensie tussen adolessente op ResearchGate geplaas op 9 Augustus 2025, skryf maatskaplike werker Sathy Caribbean dat adolessensie is waar jou emosies beplank ry. Jy voel alles meer intens, driftiger en sommer net alle emosies op een slag. Dis hoekom dit so belangrik is om te leer hoe om jou emosies te herken, te hanteer en suksesvol te verwoord. Ons tienertaal doen dit. Dit is soos terapie opgedeel in lettergrepe, wat ons help om emosionele kortpaai te vat en vinnige subtiele seine te gee oor hoe ons werklik voel, sonder om werklik op iemand se tone te trap. Wanneer tieners hulle eie woordeskat uitdink, verfyn en gebruik, dan bou hulle identiteit, empatie, humor en dit alles as deel van 'n sosiale groep. Dames en here, hou op om tienertaal as 'n naskrif te klassifiseer. Dit verdien om deel van die gesprek te wees. Tienertaal is nie die laaste kluit op die taalkus nie. Dit kan beskryf word met woorde soos innovasie, inisiasie en intelligensie. Tienertaal mag nooit tot 'n voetnota of 'n naskrif verlaag word nie.